Dames en here, ek is hier omdat ek vir 'n idee staan, vir 'n beginsel. En ek is soms verbaas en ek sê dit op 'n persoonlike noot oor die felheid en die intensiteit van die teenstand wat my standpunt ontlok. Maar die voortbestaan van hierdie idee is nie van my afhanklik nie. Want dit leef in die harte van duisende Afrikaanssprekendes en dit sal deur hulle in stand gehou word. Dit is vandag waarskynlik baie belangriker as ooit van tevore, dat die nasionale debat wat gaan oor sake wat verband hou met die welsyn van Suid-Afrika en al sy mense eerlik, openhartig, besadig, verdraagsaam, met volharding, met 'n oop gemoed, ingelig en veral sonder uitsluiting gevoer moet word, omdat ingrypende stappe en dramatiese koersaanpassings nodig sal wees om die staatsskip te beveilig. Dit lei geen twyfel nie, dat die positiewe ontwikkelinge sedert die totstandkoming van 'n demokratiese bedeling in ons land geruime tyd reeds oorskadu word deur talryke negatiewe tendense. Toenemende verbuisterende politieke magsug en verwoestende openbare korrupsie is onder die mees kommerwekkende en die mees tragiese hiervan. En hierby sou mens hierby moet 'n mens nou voeg uitlopende en aanhoudende studenteopstande wat universiteite landwyd ontwrig en enorme skade finansiëel en andersins aanrig, ook aan mense se toekoms en per definisie aan die land se toekoms. 'n Aspek van die nasionale huishouding waaroor so 'n debat met wysheid en insig en 'n behoefte om die dinge te identifiseer waarop dit regtig aankom, gevoer moet word, is tersiêre onderrig. Die toeganklikheid daarvan vir verdienstelike studente en verdienstelike kandidate en die bekostigbaarheid daarvan. 'n Ander aspek is die van Afrikaans as 'n onderrigtaal ook aan tersiêre opvoedkundige inrigtings wat op hulle beurt bepalend is vir die tale waarin skole onderrig gee. Die feit dat 4 Suid-Afrikaanse universiteite binne die bestek van 'n jaar Afrikaans se status as 'n primêre taal van onderrig saam met Engels beëindig het, en boonop dat nie een van daardie universiteite 'n saakmakende, betekenisvolle verbintenis aangegaan het tot die daadwerklike bevordering van 'n ander inheemse taal as Afrikaans nie, en bevordering as 'n wetenskaps- en akademiese taal nie, is 'n bron van kommer. Die feit dat klein, dikwels aggressiewe minderhede wat nie aan 'n gesprek soos die wat ek wil bepleit, wil deelneem nie, soms buitensporige en disproporsionele rol speel in die formulering van 'n taalbeleid of taalbeleide, is eweneens 'n bron van kommer. Hierdie is 'n saak waaroor ons met mekaar in 'n gesprek moet kan tree, met 'n agneming van en volle begrip vir fundamentele regte wat in die grondwet opgeneem is, juis omdat dit uitdrukking gee aan dit wat moreel en eties regverdigbaar is. Die eerste so fundamentele beginsel is die van gelykheid. Ons moet hieroor in 'n gesprek met mekaar kan tree met 'n agneming van en respek vir die feit dat ons gelyke deelnemers aan die debat is en dat ons almal geregtig is op 'n standpunt. Die tweede is die van menswaardigheid, wat ten grondslag van alle ander
fundamentele regte lê. Wat verg dat ons mekaar sal behandel soos wat ons behandel wil word. Die derde is die van sekerheid van die persoon. Wat beteken dat ons aan hierdie debat moet kan deelneem sonder vrees vir intimidasie en lewe en veiligheid. Die vierde is die van vryheid van uitdrukking, vryheid van spraak, waarby inbegrepe is die vryheid om inligting of idees te ontvang en waarby ook inbegrepe is akademiese vryheid. Van hierdie debat mag niemand uitgesluit word nie. Nie op grond van sy of haar velkleur nie. Nie op grond van sy of haar oortuigings en standpunte nie. Nie op sterkte van etikettering en wanvoorstelling van motiewe nie. Nie op grond van verdagmakery nie. Nie as gevolg van 'n verbintenis met enige organisasie, polities of andersins, en nie as gevolg van geweld of dreigemente daarvan nie. Daar kan nie meer ruimte wees vir die uitskakeling van mense op sterkte daarvan dat hulle kwansuis teruggryp na die verlede. Terwyl die enigste rede waarom hulle daarvan beskuldig word dat hulle teruggryp na die verlede, in armoede aan geldige, weerleggende argumente is nie. En alhoewel die vrygeborenes belangrike deelnemers aan 'n debat oor Suid-Afrika se toekoms is enige aanspraak dat hulle die enigste deelnemers mag wees, aanduidend van 'n hartseer onvermoë om argument met argument te ontmoet, om standpunt teenoor standpunt te stel, om in 'n betekenisvolle debat met mense wat van jou verskil te tree, bereid om oortuig te word van ander standpunte. Alice het gesê woorde het betekenis. Die woorde van ons grondwet wat daarop ingestel is om 'n vreedsame oorgang van 'n politieke bedeling wat die mense van hierdie land verdeel, verneder en beskaam het, na een waar die soewereiniteit van die reg en fundamentele regte die boustene van 'n ten volle demokratiese bestel is, om dit te verseker, daardie woorde het betekenis. The words of our Constitution, which were drafted to lift a new nation, like the phoenix from the ashes of our tortuous past, and to bridge the chasms of a deeply divided society, were intended to have elevated meaning and enduring quality. The words of Section 6 of the Constitution were intended to have meaning. The words, the state must take practical and positive measures to elevate the status and advance the use of historically diminished languages, indigenous languages, were intended to have meaning. Ditto the peremptory words of Section 6.4, all official languages must enjoy parity of esteem and be treated equally. If we were to survey 20 years on, the landscape of South African society against the backdrop of these provisions, we have to ask ourselves the question, what has become of these national commitments? Were these words taken seriously by governments, national, provincial, and local, by organs of state and civil society, by the Pan-South African Language Board, by universities which are themselves organs of state, by the people themselves? Were they given effect to? Were they adhered to? Assuming they had meaning then, do they have meaning now? Does the reality of the South African landscape, which belies these noble intentions, inevitably
and incontrovertibly and finally and conclusively say, the words might have been intended to have meaning then, but through neglect they've lost all meaning and they have none now. Should we say that as a government, as organs of state, as organs of civil society, as a nation, we have been unable to give effect to them and that they have, alas, now become irredeemably meaningless? If good men do nothing, the rogues take over. It is time for good men to stand up and be counted, to step into the arena of discourse, and take a position and claim a voice. I invite your attention, and I do it generally with reference to South African universities generally, to section 29(2) of the Constitution, which is a provision in 2 sentences and in 2 parts. That too has meaning. The first expresses the fundamental human right that everyone has to receive education in the official language of their choice in public educational institutions where that education is reasonably practicable. That is all. In the second part, the state is charged with the responsibility to ensure effective access to and the implementation of this right, to which end it has to consider all reasonable educational alternatives. The words of the section also have meaning. They have meaning unaffected by the fact, for example, that English is considered an international language, a passport to more and greater opportunities, to wealth, to larger sources of knowledge and information, to a larger community. Even the fact that it is the language, albeit the second language, of the vast majority of them in which South Africans by and large communicate with one another. Die woorde van artikel 30 van die grondwet het betekenis dat elkeen die reg het om die taal van sy keuse te gebruik. Die woorde van artikel 31 dat mense wat aan taalgemeenskappe behoort nie die reg ontsê mag word om saam met ander lede van daardie taalgemeenskap hulle taal te gebruik nie, het betekenis. The words of section 27(2) of the Higher Education Act has meaning. It elevates to the status of law the ministerial language policy also where it says, and I quote, the ministry acknowledges that Afrikaans as a language of scholarship and science is a national resource. It therefore fully supports, it being the ministry, fully supports the retention of Afrikaans as a medium of academic expression and communication in higher education, and is committed to ensuring that the capacity of Afrikaans to function as such a medium is not eroded. On the occasion of the award of an honorary doctorate to him by this university, and consistent with the ministerial policy, President Nelson Mandela said the following: "It surely must be possible in a system of more than 20 universities to come to an agreement that there should be at least one university whose main task would be to promote the sustained development of Afrikaans as an academic medium." Maar in 2016 het nog 3 universiteite weggedoen met Afrikaans as 'n taal van onderrig. Hierdie universiteit, dames en here, is nie 'n eiland in die see van Suid-Afrikaanse tersiêre onderrig nie. En die implementering van die grondwet en die ministeriële beleid aan hierdie universiteit behoort ingelig en bepaal te word deur 'n groot verskeidenheid faktore. Ek noem 'n paar. Volgens die 2011 bevolkingssensus is Afrikaans die huistaal van 6,8 miljoen mense, of 13,5% van die bevolking. Dit is die 3de grootste taal na Zulu en Xhosa.
met Engels, wat 4.8 miljoen huistaalsprekers het, as die 4de grootste taal. Afrikaans is die huistaal van 75.8% bruinmense en 60.8% wit mense. Indien die 2016 middeljaar raming van Statistiek Suid-Afrika hierop toegepas word, is daar 7.5 miljoen Afrikaanstalige mense, van wie 3.6 bruin mense is. In die Weskaap is Afrikaans die huistaal van 49,7% van die inwoners en Engels die huistaal van 20.2%. Tans studeer byna 140.000 Afrikaans sprekende studente aan 26 universiteite, waarvan nog net die Potchefstroom kampus van die Noordwes Universiteit Afrikaans as 'n gelyke taal van onderrig het. In die Weskaap is daar 4 universiteite waarvan 3 slegs in Engels onderrig gee. Skoolhoofde van bruin Afrikaanse hoërskole in die Wes- en Noord-Kaap wys daarop dat hul matrikulante met Afrikaans as huistaal baie moeilik suksesvol aan Engelse universiteite studeer. En vir B-graad studie is die uitsaksyfer van bruin studente 34%, heel wat meer as die 24% van swart studente en die 22% van wit studente. Hierdie is van die belangrikste redes waarom bruin mense die laagste deelnamekoers van alle bevolkingsgroepe aan hoër onderwys het. En die verengelsing of verengelsing van hierdie universiteit sal hierdie studente van nog geleenthede ontneem. Alhoewel die status van Afrikaans as onderrigtaal vanselfsprekend vir ons aan hierdie instelling van besondere belang is Afrikaans in die praktyk ook veel meer as 'n amptelike landstaal en 'n taal van onderrig en studie, en ek het in die begin dit probeer illustreer met 'n paar uittreksels uit gedigte wat vir my mooi is. Ewe belangrik is die feit dat Afrikaans as 'n medium vir die oordrag van kulturele waardes onontbeerlik is. Dink mens na oor die gevestigde Afrikaanse letterkunde skatte en die vakkundige, sosiale en tegniese religieuse woordeskat van Afrikaans in sy wonderlike verskeidenheid. Kom jy agter dat die taal tekenend is van 'n ganse kultuur, simptomaties daarvan en onderliggend daartoe. En dat die uitsluiting van die taal terselfdertyd uitsluiting van die middel tot kultuuroordrag en kultuuroorlewing moet beteken. Of dit so bedoel word of nie. Deur die ontkenning van gevestigde taalregte word die oordrag van kultuur self gekniehalter. En die naakte vraag wat ons konfronteer is of dit die uitkoms is. Is dit die uitkoms wat die grondwet beoog het met sy visie vir 'n demokratiese bestel? As vertrekpunt bevestig en erken en beskerm artikel 30 van die grondwet onomwonde Suid-Afrikaanse taal en kultuurverskeidenheid. Natuurlik, en ek haas my om dit te sê, word die uitoefening van hierdie reg begrens. Natuurlik is dit nodig om daarteen te waak, soos wetgewers en feitelik elke beskaafde staat doen, dat in die uitoefening van hierdie regte die fyn grens tussen kulturele eiesoortigheid en rassehaat, die saai van etniese verdeeldheid en die voer van oorlogspropaganda nie oorsteek nie. Maar kan ons werklik met oortuiging argumenteer dat die behoud van die bestaande reg tot moedertaalonderrig aan 'n universiteit soos hierdie ten doel het om rassehaat aan te blaas, of dat 'n geldige aanspraak gemaak kan word dat dit die geval is? Dat die opstellers van die grondwet die siening dat daar 'n verband bestaan tussen die beskerming van taalregte en die beskerming van 'n kultuur ingesien en gedeel het, is ook duidelik uit artikel 31, wat uitdruklike beskerming aan die regte van kulturele en godsdienstige groepe gee. Dit kan nie ernstig beweer word dat die afskaffing of afwatering van onderrig in 'n amptelike taal by 'n instelling waar die reg daartoe dekades lank gevestig, bestendig en bewese prakties uitvoerbaar is,
hierdie opdragte bevorder nie. Prontuit gesê, 'n mens bevorder kwaliek grondwetlike waardes wat almal glo wenslik en ideaal is, deur by die plekke waar dit nog in vervulling gaan, 'n einde daaraan te maak, eerder as om dit as 'n voorbeeld en inspirasie te koester. Natuurlik word hierdie regte, soos trouwens alle fundamentele regte begrens, maar daar kan tog nie werklike argument wees dat die afskaffing van die gevestigde reg tot moedertaalonderrig aan 'n instelling waar dit lank gevestig is, klaarblyklik prakties uitvoerbaar is en waarvoor daar 'n legitieme redelike aanspraak is, werklik in stryd is met ander regte wat in die grondwet verwoord is nie. En is dit werklik so dat die afskaffing daarvan op die een of ander manier gaan bydra tot die bevordering van die regte van ander, soortgelyke, maar nog latente, ongerealiseerde regte? Natuurlik is ek bewus van die hulpbron gebaseerde weergawe van hierdie argument, in gevolge waarvan fondse kwansuis deur die instandhouding van bestaande regte van ander groepe weerhou word. U weet waarskynlik self hoe maklik dit is om hierdie argumente met oortuiging te weerlê. Laat ek my derhalwe daarby bepaal deur te sê en dit duidelik te stel. Die praktiese en logistieke werklikheid aan hierdie instelling is dat daar geen eenvoudige en lineêre verhouding is tussen die ontneming van bestaande regte van die studente wat Afrikaanse onderrig verkies en die opgradering van die omvang van onderrig in Engels aan studente wat verkies om nie in Afrikaans onderrig te ontvang nie. Hierdie koers sal groter ongeregtigheid en ongelykheid meebring. As daar meriete was in die aanklag dat Engelse studente nie gelykwaardig behandel was nie, dan is daar nou meriete in die aanklag dat Afrikaanse studente nie gelykwaardig behandel word nie. En die strewe behoort te wees, dat nie een van hierdie uitkomste die aangewese een moet wees nie. Let me be clear. When having historically granted this right, we decide suddenly to deprive South Africans of the right to receive education in their mother tongue, we are guilty of ignoring most of the clearly elucidated and fundamental principles of the social, economic, and political vision for a democratic South Africa. We are, in fact, doing violence to some of the most important principles enshrined in the Bill of Rights relating to the protection of cultural and language rights, the Bill of Rights, which constitutes the core of what was considered by the drafters of that basic law to be sacred and central to a new and just socio-political order. I know this. I was one of them. No legal principles in our society were more carefully and judiciously crafted than these. It is against this vault that any law or decision that derogates from the language and culture rights of South Africans has to shatter and break if all is to be well in our land. If one looks at the bigger picture, there is no justification for the derogation of the rights which underpin this argument. It would appear then that the roots of the current opposition and the maintenance of the right to tertiary education in Afrikaans at this institution and others, sadly, be sought elsewhere than in our founding law. I've yet to hear a remotely coherent and convincing argument supportive of the devaluation of the existing right to tuition in mother tongue Afrikaans. In fact, the one thing that is clear is that those who propagate and fight for equality for Afrikaans as a primary language of instruction have decisively won the debate and continue to win the debate. Ons sien dus aan die een kant dat die grondwetlike opdragte om inheemse tale
anders as Afrikaans tot wetenskapstale te ontwikkel verontagsaam word. Aan die ander kant word die opdrag om Afrikaans se status as akademiese taal uit te bou eweneens verontagsaam. Dit gaan lei in die woorde van die konstitusionele hof tot die equality of the graveyard, not of the vineyard. Dit het implikasies vir meer as die tale. Dit het implikasies vir gemeenskapsontwikkeling. Dit het implikasies vir die kwaliteit van onderrig. Dit het implikasies vir die ekonomie. Dit het implikasies vir ons geloof in die waardes wat onderliggend is aan die grondwet. En omdat dit so is, het dit implikasies vir ons politieke stelsel. Die taal wat mense praat, het niks op aarde te doen met of hulle individueel of kollektief inherent boos is of goed nie. Of mense hulle lewens inrig op so 'n wyse dat dit in pas is met die norme en standaarde wat die beskawing van vandag behoort te onderskei van die donker eeue van gister nie. Dit het niks te doen met politieke keuses wat hulle vir hulself maak en wat hulle dalk by magte is om aan ander op te dring nie. Verslawing en onderdrukking, soos bevryding en opheffing, is nie die funksies van 'n taal nie. Dit is die funksies van mense, goed en sleg, ongeag die taal wat hulle praat. Vir sover dit nog steeds dien, as 'n motivering vir wat by ons universiteite aan die gebeur is en gebeur het, is dit dwaas om wat histories verkeerd gegaan het voor die deur van 'n taal te lê en dit daarom nie te praat nie, of ander sprekers te verbied om dit te praat, of ander die geleentheid te ontneem om daarin onderrig te ontvang. En laat ons nie vergeet nie, dat Afrikaans ook die taal van verzet en opstand, van boetedoening en van bevryding was. Mens kan nie wraak neem op 'n taal nie. Jy kan wraak neem op mense. En jy sou kon wraak neem op mense deur hulle die geleentheid te ontneem om onderrig in hulle moedertaal te ontvang. Maar onthou, wanneer jy wraak neem, neem jy nou op vrygeborenes wraak. Maar as dit deel van enige iemand se agenda is, dan word die noodsaak, as dit deel is van enige iemand se agenda, dan word die noodsaak vir 'n oop debat soveel dringender. Want dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Jy kan nie verby die bepalings van die grondwet en van die beleid waarna ek verwys het kom nie. Jy kan nie by die grondwet se versoeningsopdrag verbykom nie. Jy kan nie. Jy kan dit nie doen sonder om 'n bespotting te maak van die hoë waardes waaraan die grondwet uitdrukking gee nie, en jy kan dit nie doen sonder om dit alles op risiko te plaas nie. Die antwoord is nie die weg van die minste weerstand nie, dit selde is. Die antwoord behoort bepaal te word deur die insig dat die vooruitsig van veeltaligheid 'n geleentheid is eerder as 'n las. Om die middele te vind om eerder as om Afrikaans as primêre taal van onderrig af te skaf of af te skaal, die verantwoordelikheid te aanvaar om 'n inheemse taal anders as Afrikaans ook tot volwaardige akademiese taal te ontwikkel. Om meer te doen, nie minder nie. Afrikaanssprekendes het daarin geslaag om binne 'n kort tydsbestek van Afrikaans 'n volwaardige wetenskaps- en akademiese taal te maak. Hulle weet om dit te doen. Hulle is dit aan hulle self en aan die mense van hierdie land verskuldig om te verseker dat die besluite om weg te doen met Afrikaans as onderrigtaal aan tersiêre onderriginstellings of om dit te devalueer, omgekeer word. Om te verseker dat die universiteite van hierdie land die verantwoordelikheid opneem om universiteit vir universiteit 'n inheemse taal van daardie streek tot volwaardige akademiese wetenskapstaal te ontwikkel. Dit is die uitdaging. Dit is die uitdaging. Die uitdaging is om te besef dat 'n aanspraak om in moedertaal onderrig te word 'n regverdig, grondwetlik gefundeerde aanspraak is. Dat dit verdien om voor gestry te word.
Dat dit 'n stryd is wat Afrikaanssprekendes saam met ander bevolkingsgroepe kan stry. Dat dit nie net 'n aandrang verg op Afrikaans as taal van onderrig nie, maar ook op die ontwikkeling van ander inheemse tale as akademiese en wetenskapstale. Dit verg geloof daarin dat daar nog 'n toekoms in hierdie land is of weer eens sal wees. Dit verg van studente om meer te doen as om net so gou as moontlik in enige taal hulle kwalifikasies te verwerf sodat hulle loopbaan hier of elders en waarskynlik eerder elders as hier te kan volg. Dit verg van sakemanne om meer te doen as om net te oes. Dit verg van akademici met 'n agneming van hulle billike aansprake op genoeg navorsingstyd om saam te besin oor hoe die grondwetlike regte waarna ek verwys het aan akademiese instellings in vervulling kan gaan. Dit verg van ons almal deelname aan die debat hieroor. Dit verg 'n besef dat ons mekaar nodig het. Dit verg 'n besef dat ons land ons nodig het. Hierdie universiteit het dikwels in die verlede die leiding op baie terreine geneem. Hier is weer 'n guldige geleentheid om 'n tweetalige universiteit van Afrikaans en Engels met sterk ontwikkeling van Khoza as onderrigtale uit te bou wat nasionaal en internasionaal navolgingswaardig is. Ek sluit af met 'n ongepubliseerde gedig van die man wat aan die voorpunt staan van die derde Afrikaanse taalstryd, wat saam met die Ebbe Dommeses en die Herman Gielemees en die Christo Viljoens die afgelope jaar vir my inspirasie en vriend was. Breitenbach, wanneer jy die moedertong in my mond laat verdor, neem jy die wêreld weg. Verduister jy my geheue. Maak jy dat ek as vreemdeling en sonder 'n eie paar skoene die toekoms moet ondergaan, wat ek nie meer fatsoeneer nie, wat ek nog net interpreteer en nie penetreer nie. Wanneer jy die taal van my wegneem, ruk jy die hart uit my drome, om dit te vervang met die mondmaniere van 'n tong, wat nog net die blinde werk van mure kan doen. Wanneer jy van my 'n massasyfer maak, om soos 'n gefuikte papegaai te pik na sy nabootsing, maak jy dat ek 'n weesmens is in die leë huis van my vader, sonder taal om my afwesigheid te beween. Dankie meneer.